En ek wil ook vanmôre vir ons kruiskykers baie welkom sê. Dankie dat julle ingeskakel het by ons vanmôre. En ons weet die Here gaan vir julle groot dinge doen in Jesus naam. Wel, daar's soveel opgewondenheid in ons harte. Dr. Gustaf het 'n kerk oopgemaak alweer. Ek wil nie sê 'n kerk nie, kom ons sê 'n ekstra diens. En dit is N1 Cities. Ek gaan dit nou sê Cinema 4. En ek moet nou dink, wat is dit in Afrikaans? Ek sal vir Liesel vra, sy is 'n Afrikaanse woordeboek. En vir Stefan. En in Cinema 4 so. As jy familie in Goodwood area het, 9:30 Sondagoggende, stuur hulle Goodwood, Plattekloof, Parow en daai omgewings. Ons het afgeskop met 'n groot gejuig verlede week. Dit was goed, dit was groot want die Here is getrou. Amen. Kom ons sluit net ons oë vanmôre. Kan ek die keyboardspeler kry asseblief? Baie dankie. Vader, ek wil net vanmôre sê baie dankie vir u goedheid, u grootheid en u guns. Dankie vir u liefde, dankie vir u heerlikheid, dankie vir dit wat u op die gesig van die aarde doen. Dankie dat ons weet ons geveg is gewen, al voel ons is nie klaar nie. Maar dankie deur die werk van die kruis weet ons dat dit klaar volmaak volbring is, Vader. Alles in ons lewe in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vir julle twee sê wat jy sit, toe ek julle kom groete, die hand van die Here is regtig op julle twee en op julle familie. Ek wil vir julle sê, daar gaan 'n groot deurbraak kom. Die Here sê, dat dit wat julle hom voor vertrou, dit is julle seisoen van groot deurbrake, sê die Here. Ek dink ek het jou dalk op my WhatsApp, ek is nie baie seker nie, maar ek dink ek het, en ek hou jou so dan en wan dop, maar ek sien dat die Here gaan, dit is hoër hoogtes, daai muur wat julle aan mekaar teenslaan, is asof die Here vir my sê, ek wil vir julle sê vanmôre, dit is julle deurbreek seisoen. Julle sal deur dit hardloop en deur die goeters wat julle terughou en deur die opinies van mense wat julle terughou, breek julle deur. Want hierdie jaar is 'n omdraai jaar vir julle. En die Here sê, ek moet vir julle sê, sy hand was nog altyd op julle. Hy het julle nog altyd beskerm. En dit wat die duiwel probeer het om te kom, om te steel, te slag en te verwoes. Die Here sê, dit sal nie gebeur nie, want dit wat die duiwel probeer het, draai die Here om vir sy goedheid en vir sy grootheid. Vir die Here sê, maak op jou mond, dogter. Maak op jou mond, want dit is tyd, want jy het soveel invloed, sê die Here. Dat is tyd dat jy jou mond oopmaak, want ons mense wat vir julle twee wag, sodat hulle lewens verander kan word. Julle getuie gaan soveel groter wees as julle verlede. Amen. Die Here seën julle in Jesus naam. Ekskuus, ek wou begin het, maar julle weet mos, ek volg maar net wat die Here sê. Shalisa en manlief, ek wil julle moet opstaan vir my, en ek sê net, die Here sê, ek moet vir jou sê, ek moet jou herinner aan sy getrouheid. Waar is jy? Staan op julle twee, ek kan net daar staan. Die Here sê, ek moet julle herinner aan sy getrouheid. Shalisa, before the foundation of the earth, the Lord says, He has ordained you for greater things. Maar die Here sê, die proses was nie altyd maklik nie. Maar die Here sê, kyk na my getrouheid, en kyk wat ek vir julle doen. Die Here sê, van hierdie dag af, is jou lot verander, sê die Here. Vir die Here sê, dogter, lang genoeg het jy teruggehou, lang genoeg het jy stil gebly, maar jou stem sal gebruik word vir die heerlikheid van die Here. Die Here roep vir julle in sy heerlikheid in, en die Here posisioneer julle vir dit wat kom. Vir die Here sê, moenie terughou nie. Gaan en vertel die wêreld wie hy is, want daar's mense wat jy sal bereik, Shalisa, wat ek nooit in my lewe sal bereik nie. Maar daar's mense wat julle twee saam sal bereik, en dit sal so kragtig wees, sê die Here. Want die Here sê, hy is besig om jou op te lig, en die prys wat jy betaal het, en die hartseer wat jy gedra het, die Here sê, dit is jou seisoen van genesing, dit is jou seisoen van oorwinning, dit is jou seisoen waar die Here jou mond gaan oopmaak, en waar jy 'n lied sal sing, sê die Here, 'n lied van verlossing, 'n lied van genesing, 'n lied van bevryding, sê die Here, soos nog nooit van tevore nie. En die Here sê, daar was baie gesê, maar die Here sê, hy het geweet wat hy doen, wanneer julle bymekaar gesit het. Amen. Dankie, Jesus. Amen. Amen. Die Here is so getrou. Ek voel regtig van 'n donderdag aand af, daar's regtig 'n salwing in die huis, 'n profetiese salwing in die huis vanmôre.
en ons gaan net soos wat die Here ons lei. Ek is regtig opgewonde oor die seisoen, ek is opgewonde oor die jaar. Ons weet dit is die jaar van die woord en die gees, en ons reeks is om gelei te word deur die Heilige Gees. Maar ek wil julle vat vanmôre na Matteus 28 vanaf vers 1 tot 10. Moet ek nou eers sien of ek self daar is. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Prys die Here. Ons is nie vanmôre daar nie, né? Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan hastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het hastig weggegaan voor die graf, met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Amen. Prys die Here. Dankie vir u woord, Vader. Dankie dat u woord die waarheid is, Here. Dankie dat u woord saad is wat in ons harte val. Dankie dat ons harte oop is vir dit wat u wil sê vanmôre. Vader, dankie vir die goeie werk wat u vir ons gedoen het, maar dankie meer dat u vir ons opgestaan het, die simbool van lewe, Vader, die enigste God op die gesig van die aarde en in die hemele, wat kan sê, hy het sy lewe neergelê vir sy mense, vir sy skape, en die wat verlore is, Vader, en hy het opgestaan, omdat hy die lewende krag dra, en daarom weet ons, in u, Vader, is daar lewe, daar is oorvloed, daar is vrede, en daar is vreugde, en ons dankie daarvoor, in Jesus naam, amen en amen. As ons die skrif lees, dan kom jy agter, daar was 3 goed, wat bevele was, maar dit is ook, ek sal sê, werkwoorde. Nommer 1 het die engel gesê, kom. En as ons gewoonlik die woord kom hoor, dan is dit soos 'n uitnodiging wat na ons toe gemaak is. Kom aan. As jy sê kom, hulle sê kom kyk, dat die Christus wat jy soek, hy is nie meer dood in die graf nie, maar hy het lewend geword. En vanmôre moet ons kom na die plek toe, dat ons weet, dit maak nie saak waardeur ons gaan en wat ons in die gesig staar nie, maar ons het 'n lewende God wat ons dien, en hy roep ons na hom toe, omdat daar lewe en oorvloed is, en hy sê, kom na my toe, Matteus 11:28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Jy kan nie na die wêreld toe hardloop nie, jy kan nie na boeke toe hardloop nie, jy kan nie na pille toe hardloop nie, jy kan nie na alkohol toe hardloop nie. Die enigste plek waartoe jy kan hardloop, is die een wat vir jou sê, kom. Dit is tyd dat ons in daai kom in 'n uitnodiging uitstap en sê, ja Here, hier is ons. Dankie dat ons antwoord gee op u geroep, want as ons gelei word met die Heilige Gees, en ons harte is skoon, ons het oor die tyd gehoor, 'n skoon hart, 'n oop hart, is 'n oop kanaal na die hemel, na die Vader toe, waar hy met ons kan praat, en ons kan hoor wat die woord van die Here vir ons sê, sonder dat dit besoedeld raak.
Het iemand al vir jou gesê, jy's nie genooi nie? Hoe dit jou laat voel? Dit het jou op 'n plek gebring waar jy eenkant voel, 'n bietjie verwerp voel miskien. 'n bietjie op daai, ek wil amper sê 'n bietjie hartseer voel en ewe skielik kyk jy in die spieël en jy sê, maar wat is verkeerd met my? Hoekom is ek nie genooi na hierdie funksie of hierdie partytjie of na hierdie koffieafspraak toe nie? Hoekom is ek eenkant gesit? Maar Jesus kom en hy sê, sit ons nie eenkant nie. Hy roep ons. Hy is so goed en hy is so groot. Nie net roep hy ons nie, maar hy roep ons en hy ken ons by ons naam. Wat 'n wonderlike God dien ons. Wat sê, ek het nie net vir jou gesterf nie, maar ek het vir jou opgestaan. Sodat wanneer die lewe jou druk en jy neergedruk voel, en wanneer jy voel jy het self nie die krag binne in jou om te staan nie, sê hy vir jou vanmôre, ek is die lewende krag wat binne in jou is. Staan en kom. Staan en kom. Jy moet besef, alles omtrent Jesus gaan oor verlossing. Van die begin van die aarde het dit gegaan oor verlossing. En ons sal nooit buite sy verlossing kan beweeg as ons in hom is nie. Al kom die wêreld met wat? Maria Magdalena en Maria en die ander vrouens, hulle sê hulle is omtrent so 4 of 5 vrouens saam gewees. Hulle het nie gekom om Jesus lewendig te sien nie. Hulle het gegaan om sy liggaam verder te behandel. Om te kyk dat sy liggaam nie 'n reuk afskei nie. Hulle het vergeet van die predikasies en waar Jesus sê, in die 3de dag, in 1 dag sal ek die tempel afbreek, maar ek sal die tempel binne 3 dae oprig. Kom aan. En hulle het vergeet van daai wat Jesus gesê het. En ewe skielik kom hulle tot aangesig met die lewende Jesus se woord wat hy gespreek het voor hy gekruisig was. Ek kan net daai prentjie myself indink. Die een oomblik lê die liggaam daar, ek is so bly ek was nie die wag wat daar die graf moes oppas nie. Want jy weet wat daar binne is. Een oomblik lê daai liggaam daar. En die volgende oomblik is daar 'n skudding. Toe daai skudding plaasvind, in drama sal ons dit 'n tafereel noem. Dit beteken die toneelstuk is besig om te verander. Want ek kan net verbeel, Vrydag, toe Jesus gesterf het, daai Vrydag, toe hy gesterf het, en hy sê vir die persoon langs hom, hy sê, jy sal vandag langs my sit in my Vader se huis, maar die volgende oomblik gaan hy nie net hemel toe nie, maar hy gaan hel toe, sodat hy die dood kan oorwin. Come on. Die dood oor my en jou lewe kan oorwin. Nou, wie van julle hier het nie 'n sleutel van jou eie huis nie? Ek is seker ons almal maak seker ons het ons huissleutels. Maar ek kan net dink hoe die demone, want die Bybel sê so mooi, dit het nag geword en die vyl het geskeur, en vir daai oomblik kan ek dink dat die duiwel het gedink, hy het 'n oomblik van oorwinning, net daar. Net daar het hy 'n oomblik van oorwinning, maar min het hy geweet, hy het nie Jesus doodgemaak nie, want Jesus het sy eie asem, sy eie siel aan God oorgegee. En ewe skielik is daar 'n beweging. Daar's 'n beweging in die hel. En daar's 'n beweging op die gesig van die aarde. En daar's 'n beweging in die hemel. En alles wat hulle gedink het, hulle weet,
het verander. Julle weet is ek het dan eendag se boksles gehad, toe dog ek Andrei, toe dog ek is 'n professionele bokser, toe ek daar uitstap. So ek ken net so 'n bietjie van boks, net so 'n bietjie. Net so 'n lesie van boks, okay? Maar ek het aan Rocky movies gekyk, en ek weet julle kyk seker nie TV nie, want ons is baie bekeerd, ons bid die hele dag, maar ek het aan Rocky gekyk. Ek dink dit is Rocky, ek hoop is die regte een. Ek hoop is die regte storie. Maar in elk geval, ek weet nie of julle op die einde altyd sien van 'n geveg nie, die laaste geveg in die fliek. Die laaste geveg. Dan word die kampioen wat ons almal wil hê moet wen, hy kry 'n uitslaan hou. Hy lê daar, die bloed loop, die sweet tap. En die opponent, hy dink hy het gewen. En ewe skielik begin hy sy hande opsteek en hy sê, yes, yes, en die mense klap. Maar ewe skielik haal hy sy oë af van die persoon wat daar lê. En terwyl hy juig en ek opgewonde is en almal is opgewonde met hom, trek hierdie een wat hy lê, hy trek sy krag op. Want hy dink jy kan maar bly wees, maar vandag is die dag wat ek jou sal oorwin. Kom aan. En hy staan op, en hy beer op, en ek kan net vir myself sien, hoe die duiwel, hoe hy in oorwinning ingegaan het, en hoe hy 'n kreet geskree het, want duisternis was oor die aarde gewees, het was donker, en waar donker is, kom aan, weet ons, daar moet lig vloei, maar die lig was nie daar nie, want die lig was weggeneem vir daai oomblik, en toe hy dink hy's in oorwinning, is Jesus besig om homself reg te ruk, reg te skud, nie net in die hemel nie, maar ook in die hel waar hy gegaan het, om die doderyk sleutels te gaan haal. Kom aan. Ek het 'n baie groot verbeelding. Ek sien in prentjies, so ek weet nie waar julle is nie, maar ek is so opgewonde. En dan ewe skielik trek daai bokser hom reg. Maar hy kom met sy laaste bietjie krag. En hy slat sy opponent en hy slat hom uit. Soos 'n kers. En dan het hy nie eers regtig krag om sy hande op te lig nie, maar die ou wat saam met hom in die hoek was, hy kom, sy trainer kom en hy lig sy hande op, want hy het gewen. Hy het nie net gewen nie, hy was meer as 'n oorwinnaar, want hy het oorkom die wat die leuen was van die een wat gedink het hy wen. Kom aan. En dan kom hy en dan sê Jesus vir hulle, gaan en vertel. Gaan en vertel. As jy so bietjie aflees in Matteus 28, dan sê hy, God het my al die krag gegee, al die autoriteit gegee. So gaan heen. Gaan heen en maak disippels van alle nasies. Vertel mense dat julle gesien het, die koning van alle konings, hy leef, hy het opgestaan. Nie net vir toe nie, maar vir nou. En kom ek sê vandag vir jou, as jy dink, Jesus is nie 'n werklikheid nie, hoekom beklei die wêreld so teen hom? As Jesus nie 'n probleem was nie, hoekom tot hierdie dag toe probeer hulle Jesus uit alles uithaal? So maar die duiwel weet wat wag. En die wêreld lyk miskien vir jou donker. En dit lyk miskien vandag vir jou asof duisternis oorwin. Maar ek sê vir jou, Jesaja 60, wat sê, wees verlig. Staan op en wees verlig. Want jou lig het gekom. Kom aan, hoe donker dit daar buite, hoe helder in ons skyn. En vanmôre sê hy vir jou, kom, waar ek jou aanvaar, waar ek jou kies,
Al was jy nie genooi na daai partytjie toe of na daai tee 'n vergadering toe, of al was jy nie genooi na die belangrike ding wat jy dink is belangrik nie, sê die Here vandag vir jou, hy nooi jou na die belangrikste ooit toe. Kom. En as jy gekom het, en jy het hom ervaar, en jy het hom gesien, jy kan lees daar, hulle het met vrees, maar hulle het met blydskap, en dan het hulle met aanbidding neergeval tot sy voete, nou daai woord daar beteken, eintlik, hulle het geval en sy voete gesoen. En hy sê, kom, en hulle lewens was nooit weer dieselfde nie. En as jy lees in die ander vertaling in Johannes, dan sê hy, en toe Johannes en Petrus hoor, dat Jesus is opgestaan, eers wil hulle nie lekker geglo het nie, maar toe begin hulle hardloop, was baie gehardloop in hierdie paar skrifte. Eers hardloop die vrouens en dan hardloop die mans. En kom ek gooi net die bonus daarin, vir elke persoon wat sê, 'n vrou mag nie preek nie, die eerste vrou wat wel die opstandigingsboodskap gepreek het, of die eerste persoon was 'n vrou. Kom aan, want as die vrou nie gaan sê het hulle nie geweet nie, want die mans is nie so nuuskierig soos die vrouens nie. Maar Johannes en Petrus, hulle hardloop. En Johannes skryf so mooi, hy sê, en hy het Petrus verby gehardloop. Nou as jy seker die een is wat die boek skryf, dan kan jy jou seker maar vinniger maak as die ander een. Maar Johannes het tot by die graf gekom, maar Petrus het ingegaan. Kom aan. Dis tyd dat ons omdraai en terugkeer na dit wat die Here ons voorgeroep het. Want as jy gelei word met die Heilige Gees, sal jy sensitief wees vir God se stem. Jy sal sensitief wees vir dit wat die Here wil doen in jou lewe. En wanneer dit moeilik gaan, sal jy kom na die Vader toe. Maar wanneer hy jou beantwoord, sal jy gaan en jy sal vertel. Jy sal gaan en jy sal vertel. Ek het verlede week gesê, so mooi. Ons weet, ons is in die eindtyd van die eindtyd. Ons weet die Here kan kom op hierdie oomblik. Hy kan nog 1000 jaar vat voor hy kom, hy kan môre kom, hy kan nou kom. Maar ons wat die waarheid weet, hoe kan ons gekom het na Jesus toe, die waarheid gekry het, en nou hou ons dit vir onsself? Terwyl daar 'n wêreld is, wat daar buite verlore gaan, want alles omtrent Jesus gaan oor verlossing. Ons lewe, maar ons het geen impak nie. As jou huis aan die brand is, en jy word wakker, gaan jy nie jouself net red nie, jy gaan jou hele huis probeer red. Maar hoekom weet ons, daar's 'n vuur, 'n ewige vuur wat op pad is. Vir mense wat miskien nie gehoor het nie, of dalk nie gekies het nie, of dalk nie die uitnodiging van kom aanvaar het nie. Of dalk het hulle gekom, maar hulle het dit nie hulle sin gemaak nie. Want ek kan net dink, toe Maria Magdalena sien, Jesus is nie daar nie, en sy hardloop. Die een vertaling sê, sy het eerste gegaan, en toe die ander vrouens gekom, en sy hardloop om die disippels te gaan vertel. Die verandering wat in haar hart plaasvind. Die een vertaling sê, toe hulle hom sien, toe dog hulle hy is die tuinier. En hulle het so gehuil. Maar ewe skielik toe openbaar hy homself aan hulle, en hy sê, Maria. En hulle besef met wie hulle praat. Weet nie waar jy is in jou loop vanmôre nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n kom. Daar's 'n stem wat jou roep. Miskien is jy net vanmôre, die Engels sal sê discourage. Jy voel miskien net af. Dalk het jy worries wat ons nie van weet nie. Dalk het jy 'n doodstyding oor jou lewe gekry, of dalk het jy 'n doodstyding gekry wat jy voel, hoe gaan ek hier uitkom?
Maar vanmôre wil ek vir jou sê, kom na die Vader se uitroep. Want hy staan met sy hande waawyd oop. En hy sê, ek wag. Ek wag vir jou om te kom en om antwoord te gee na dit wat ek jou geroep het. En ons almal se roepings in hierdie plek, van oud na jong, is om hom te ken en hom bekend te maak. Om gevul te word met die Heilige Gees, sodat ons gelyk kan word met die Heilige Gees, sodat ons sy wil kan doen. Moenie laat jou seer en jou teleurstelling so 'n wolk oor jou hart maak, dat jy nie die stem van die Here kan hoor om gelei te word deur die Heilige Gees nie. En vir Estel het die Here deurgekom. Maar ek verwag nie dat sy haar mond moet hou daaroor nie. Ek verwag dat sy gaan en vertel. Gaan en vertel, sodat daar geloof by mense opgewek kan word. Amen. Dankie, Jesus. Staan julle twee vir my asseblief. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Vat hande asseblief. Dankie, Jesus. Die Here sê ja oor julle lewe. Ek sien elke kraak, elke gebroke plek in julle lewe word heel gemaak. Ek sien die mure wat gebou is en die fondasie lê, maar daar's baie keer as daar krake. Die krake is nie dat jy iets verkeerd doen nie, maar dis net baie keer gaan 'n mens deur lewe en mens hou die seer daarin en dan bou 'n mens daarmee. Maar die Here sê, ek moet vir julle sê, vandag pleister hy dit net toe nie, hy bou oor. Hy bou oor. Hy bou oor. En die getuie wat julle sal hê is ver groter as julle twee. En dit wat die Here wil dink is ver bo wat julle dink. Maar ek sien sy hand op julle. Ek kom teen elke negatiewe woord wat teenoor julle gespreek is vanmôre. Ek kanselleer dit. Ek kanselleer elke vloek en ek spreek lewe en oorvloed oor die twee van julle los. Amen. Want julle sal hardloop met sy gees, sê die Here. Julle sal hardloop met sy gees. Ek weet nie hoekom ek dit vir julle moet sê nie, maar dit is nie die einde nie. It's the beginning. Dis die begin van groter dinge. Amen. Amen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Gee my net so 5 minute, dan gaan ons bid. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here dat U Dawid aanraak. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Raak hierdie familie aan. Dankie daarvoor. Willem, staan op. Hoor die Here sê, lank genoeg het jy teruggehou. Lank genoeg het jy teruggehou, sê die Here. Die Here sê, daar is soveel grootheid in jou, en hy wil daai grootheid uit jou uitbring. Maar ek breek elke ding, elke fokus, elke ding wat jou terughou van dit wat die Here wil doen, bind ek en ek breek dit af vir jou lewe. Want die Here sê hy het jou 'n trompet gemaak en daai trompet moet blaas. Vir die Here sê hy het woord in jou gesit en daai woord moet uitkom. Vir die Here sê lank genoeg het jy gesit en jy het ander gestoot na vore toe. Maar die Here sê hy draai die prentjie om en hy draai waar jy gestoot sal word na vorentoe. Vir die Here sê daai woord wat jy dra in jou hart, seën. Daai woord moet gehoor word. Hy moet gehoor word in die land, dit moet gehoor word in die nasies, want mense wag vir daai woord. Vir die Here sê hy salf jou mond, hy salf jou hande, hy salf jou hart om te doen dit wat jy moet doen. En die Here sê hy gaan situasies vir jou skep waar jy sal kan praat en sê so sê die Here sonder dat jy eers besef dit is profeties. So vir die Here vir my sê jy gaan reg in situasies in praat. Wees getrou soos wat jy is om te dien. Maar jy's 'n leier, jy's iemand wat dien, maar jy's ook iemand wat gaan spreek. Amen. Die Here is so lief vir jou. En so roeping op jou lewe. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap vir môre. Amen.
Kom ons staan op. Kom ons lig net ons hande na die hemel toe. En sê net vanmôre 'n bietjie vir die Here hoe lief jy hom het. Sê net vir hom dankie vir dit wat hy jou gedoen het. En hier is Pastor Jeff, ek wil hê pastoor moet vir Andre toe gaan en pastoor se hand op hom gaan lê asseblief. Andre is daai enetjie wat daar staan, langs die tannie met die hartjie toppietjie aan. Amen. Sê net dankie Jesus. Dankie dit vir u vir ons gedoen het. Dankie dat dit wat u vir ons beteken. Here, dankie dat u die onmoontlike moontlik gemaak het in ons lewe. Here, ons bid vanmôre vir pastoor Jaco, daar waar hy Oudtshoorn toe gaan en gaan bedien, Vader. Ons bid dat die krag van die Here sal val, Here. Dat harte aangeraak sal word, dat gedagtes aangeraak sal word. Heilige Gees beweeg en doen net wat u kan doen in daai plek, Vader. Here, ek bid die vuur van die Here sal val, Vader. Lewens sal veranderd wees in Jesus naam. Here, en ek bid vir elke persoon wat hier staan vanmôre. Dankie dat U hulle aanraak van hulle hoof tot hulle voetsole. Dankie dat U ons harte aanraak. U raak ons gedagtes aan. U raak ons lewens aan, Vader. Here, dankie dat genesing sal vloei. Daar waar dit moet vloei, reg nou in die naam van Jesus. Want U het gekom dat ons kan hê lewe in oorvloed. En ons weet, die kruis het 'n kompleet werk gedoen. Dit is heeltemal klaar. En ons stap in 'n genesende krag in vanmôre. In Jesus kragtige naam. Amen en amen. Wil ek kom sluit vir ons af asseblief. Kom ons gee die Here net 'n lekker hande klap. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie woord wat uitgegaan het vandag, Vader. God, ons sê vir U dankie dat U seun gestuur het om op die kruis te sterf, waar hy vandag op die 3de dag opgestaan het, juis vir ons sondes, juis vir ons siektes, juis vir ons toestande, Vader Here, om die verhouding te herstel tussen ons en U, Vader. Vader, ek sê vir U dankie vir die woord, dat ons hierdie woord tot hart sal neem, dat ons hierdie woord deel van ons lewens sal maak, Vader Here, dat ons sal doen wat Matthew 28 sê, om te gaan en te gaan verkondig, dat U die koning is, Vader, en dat U werklik daar is, en dat ons sal disippels maak, Vader Here. Vader, ons sê vir U dankie vir die heengaan van waar ons vandag gaan en vanaand hier by mekaar gaan kom, Vader Here. Wees met een en elkeen, seën een en elkeen in Jesus naam met ons. Amen.